my presence. Jy vra dat jy moet overwhelm, maar jy stop. Kom met my presence. Come into my presence. Let me flood you with my presence. Thank you, Jesus. You know what's all the glory to you. Ja, Vader, kom net, Vader. In the midst of your storm, Lord, that in our storms, Lord, that you will still be glorified, Father. It's all about you, Father. Thank you, Jesus. Familie, staan net so in. Vra die Here dat hy met jou werk vanoggend. Jy is in sy teenwoordigheid vanoggend. Die Here ken jou hart beter as enigiemand wat hier staan, beter as jou man, beter as jou vrou, beter as jou kinders. En al wat hy vra vandag is 'n total surrender. Dankie Koning Jesus. Just flood this place, Father. Just flood this place. Daar staan, roep net die naam van Jesus aan vanoggend. Roep net die naam van Jesus aan vanoggend. Hy wil in die jaar vir jou nuut begin. New beginnings. Vader, dankie vir gebroke harte wat U gaan begin in die stoor van vandag af, Vader. Vader, ek sien net gebroke harte wat voor in hierdie gedagte vir my, in hierdie prentjie wat U vir my gee, gebroke harte vandag wat U wil genees, Vader. U ruk die pleister af vandag en sê, my seun, my dogter, I want to heal you today. I want to start the healing process. Dankie Koning Jesus. Dankie Jesus. Lord, there's someone standing in the midst of this congregation this morning that says, why am I alive? Why am I here, Lord? What am I even doing at church this morning? Enough is enough, Lord. Ek is moeg, Here. Ek kan nie meer aangaan, Here. Ek wil nie meer nie. Ek is moeg vir die lewe. Maar Vader, ek bid vir daai persoon vandag. U daai persoon op u se hart vanoggend om te sê, my seun, my dogter, ek is met jou. Ek het nie vergeet van jou nie. Ek het nie. Die Vader en sê vir daai persoon, ek het jou so lief. Al wat ek vra is, gee my net 'n kans om te wys dat ek jou so lief het en dat jy werd is vir my. Die Here sê, for I know the plans I have for you, to live, om te lewe in oorvloed. Dankie, Here. Dankie, Koning Jesus. Dankie, Here, as ons na die woord gaan kom vanoggend, Here, dat hierdie hart, die woord wat U my hart gelê het vir vanoggend, Vader, dat dit op goeie grond sal val vandag, Vader. As jy staat sal saai vandag, Vader, dat U sal omglad groei, Vader. En dat daar 'n klomp Joshua sal opstaan vandag, 'n klomp Joshua sal opstaan vandag en sê, Here Jesus. Vader, dankie Vader, dankie Koning Jesus.
thank you that we can walk on holy ground, Father, before we walk into holy battles, Lord. Here, baie keer kom ons dan wil ons die battle net fight eerste, Vader, om voor ons na U toe te gekom het vir die battle plan, Here. En ek bid vanoggend dat hierdie battle plan, terwyl ons in U teenwoordigheid is, vir ons gegee word, Vader. Ieder en elke persoon hier vanoggend het 'n plan nodig, Vader, vir 2026, Here. En ek bid, Vader, dat soos die woord uitgaan vanoggend, dat U dit vir ons sal gee, Vader. Vir elke individueel vandag hierso, Vader. As hy uitloop, Vader, sal hy weet wat hy moet doen vir die jaar. In die almagtige naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen. Hallo, kan julle my weer hoor? Dis terug aan tyd. Hoop ek. Ja, kan julle my hoor? Hoor julle, dit het nie groete vanoggend nie. Dis my voorreg om die woord met julle te kom bedien vanoggend. En ja, vanoggend was baie uitdagend geweest, want ek het die Here gevra, ek het Boeta gevra die week om saam met my te bid vir die woord wat uitgaan vanoggend, want ek voel hierdie is 'n baie spesiale woord. Dis die eerste woord ons bedien in die kerk op die nuwe jaar. En soos Steeds gesê het, ons battle plan, kan ek amper sê vir Christelike bediening die jaar is om te groei, nader in die Here te kom en uit te staan in die wêreld. En ek sê vir die Boeta vir my, bid saam met my die week. Ek vertrou vir die Here om ietsie te doen die week. En in vandag se diens. En ja, sien julle wat se chaos is dit. Maar die Here moes met bygewerk het vanoggend weer eens voordat hy die woord kan bedien. So as ons dink aan, ons gaan vanoggend net die verse lees uit Joshua 5 van 13 tot 15. Maar as ek enigiemand hier gaan vra, as jy die woord Joshua dink, wat is die eerste skrif wat by jou opkom? Be strong and courageous, do not fear. Dit almal ken Joshua 1:9 baie hard. Maar toe die Here met my begin deel oor die woord van Joshua terug, Joshua, hoekom Joshua, Here? Wat is amazing oor Joshua? En eintlik begin Joshua se storie baie amazing. Ek weet nie of iemand al die boek van Joshua gelees het, behalwe oom Willie nie. Ek glo dis iemand anders wat hom al gelees het, want oom Willie ken die Bybel baie goed. Ek glo sommer nou. Maar Joshua kom na Moses oorlede, sê die Here vir Joshua, dis tyd om op te staan vir die missie en die visie wat ek vir jou lewe het. En dis waar Joshua 1:9 inkom en hy sê nie die woord nie, maar ek wil dit vir julle lees en hy sê, this is my commandment. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Amen. Ons het dit gesing vanoggend. Waar ook die teenwoordigheid van die Here is sy met ons. Waar jy loop. En soos ek die woord voorberei het, kom ons in ons lesing in Joshua 5. Jy kan daai skrif ons daar opsit Stefan. Vers 5, 13 tot 15 sê vir ons, Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked him, Are you for us or are you for our enemies? Vers 14 sê, Neither, he replied, but as a commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in the reverence and asked him, What message does my Lord have for his servant? The commander of the Lord's army replied, Take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Sure. Before God fights for you, He calls you to surrender to Him. Hier kom Joshua, hy is die almagtige man. Hy het 'n hele weermag wat in sy hande is om Jericho te gaan konker. Met een woord en hy sê, kom ons gaan. Maar Joshua besef een ding, en hier kom 'n engel, ek het sien sy swaard in sy
sy kantoor gesteel gaan leen. En ons sien weer aan vers, as jy nie gou terug gaan na vers 13 toe asseblief Stefan, wat hy vir ons sê, and a man stood before me with a drawn sword. So hier staan die engel met 'n drawn sword, hy is reg om te gaan battle, hy is reg om te gaan fight. En Joshua sê vir hom, en asked him, are you for us or for your enemy, for our enemies? En hier staan die engel, hy sê, neither, but as a commander of the Lord's army. Vanoggend kom die Here en hy sê vir jou, ek gee vir jou 'n swaard vanoggend in jou hande, wat die woord van God is, en jy moet hom net begin gebruik. Maar ons is skrikkerig. Ons is soos Joshua en as jy vers 15 is so mooi, net hierdie swaard en mooi stil wat staan dankie. As soos net vers 14, then Joshua fell face down to the ground. In reference, and they asked him, what message does the Lord have for his servant? The commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. Soos Joshua hier staan, besef hy net een ding. En hierdie was vir my die grootste revelation gewees in hierdie 3 skrifte vandag, is om te besef, waar ook al jy loop, of waar ook al jy beweeg, kan heilige grond wees. Ons hoef nie in heilige grond net in die kerk te wees nie. Want hier staan Joshua in die middel van die woestyn voor 'n muur, voor 'n dorp, en die Here sê vir hom, maar jy staan op heilige grond. Toe Moses voor die brandende bos gestaan het, dit was heilige grond gewees. Maar ons het daai konsep begin bou in ons harte van heilige grond is net in die kerk. Maar as ek in my binnekamer gaan, wat sê die woord, gaan in jou binnekamer en maak die deur agter jou toe en gaan soek my teenwoordigheid. Is dit nie waar ons in die heiligheid van die Here begin beweeg nie? Hier staan Joshua en hy sê, Here, is jy vir my of is jy teen my enemies? But Joshua could not fight God's battle. He had to bow on God's ground. So voordat Joshua kon God se battle vir hom gefight, want die Here het vir hom 'n obstruksie gegee en gesê, gaan doen dit, maar voordat die Here se battle kon fight, moes die Here met Joshua self gewerk het, as 'n persoon, as 'n mens, dat hy in die teenwoordigheid van die Here kan stap, en as die Here vir hom sê, nou, dan weet hy dis nou. As ek vir my kinders gaan sê, gaan was die skorrelgoed, maar ek sê net vir hulle, halfte van die sinnetjie gaan hulle nie weet wat om te doen nie. As ek net sê, gaan was, dan gaan hulle my vra, wat moet ek was? Maar as ek gesê, gaan was die skorrelgoed, het hulle 'n duidelike instruksie, dan weet hulle wat om te doen. Maar partykeer moet ons ook stil raak en sê, Here, wat is die instruksie? Dis wat Joshua daar gesê het, is, what message does the Lord have for his servant? Is dit nie amazing dat hierdie man met al die, ek wil sê, met al die autoriteit op aarde het, om daai oomblik met 'n weermaak, gesê, I'm a servant. Is jy 'n diensknegt van die Here? Is jy regtig 'n servant of wat sien jy? You yourself sien. God does not take sides, he takes control. Sjoe. Is dit nie 'n powerful statement nie? Daai eerste stuk lees ons weer daar sê, neither, but as commander of the Lord's army, I have now come. En so gesê, Joshua vra die vraag, as jy aan ons kant of as jy aan my kant? Maar God se regte vraag is, wat hy vir Joshua daai oomblik gevra het is, are you surrendering to me? Are you submitting to me? Submit jy genoeg voor die Here in jou daglikse se lewens? Want because without submitting, gaan ons nie kan weet wat die Here vir ons sê nie. When God asks you, we often ask God to bless our plans instead of asking for his plans. Soos nie eens net aan gesê het ons hier oorgegaan het van 25 na 26, toe baie van ons planne vir 2026
Ek het al by die Here gaan sit en gesê, Here, maar ek wil A, B, C, D doen. In die ministry, met my gesin, ek wil soontoe beweeg, dis wat ek myself sien in die einde van die jaar. Sal U dit seën asseblief? Die Here gaan dit seën, natuurlik sal hy, want dis 'n hart om ons as kinders sy kinders te seën. Maar dan vra hy vir ons ook, sit ons en hoor ons wat sy plan is vir 2026 vir jou lewe. Dis goed en wel, Driekus gaan skool toe met al sy curriculums en hy het sy planne reg vir die skool om vir die kinders te gee en dit gaan goed loop, maar is dit wat die Here vir die curriculum wil hê, wil ek amper sê. So ons het ons eie curriculum vir ons eie lewens. Maar wat sê die Here? Wat is die plan met Steinman se lewe, vra die Here vanoggend. Het Steinman by die Here gaan sê en sê, Here, wat is U se plan met my vandag vir 2026? Die tweede stuk sê, then Joshua fell face down to the ground in reverence. Toe besef Joshua eintlik, Here, begin met my. Ek kan nie hierdie muur van Jericho gaan konker sonder dat ek en voor U kan val en sê, Here, werk met my. Want hoe gaan hy soldate in gaan lei as hy nie weet wat die Here sê hy moet doen nie? The leader of Israel bows before the commander of heaven. Authority bows to greater authority. So nou net gesê, hier staan Joshua en hy gaan val gesig op die grond en hy sê, Here Jesus, wat is die boodskap? En dis dieselfde wat die Here van ons verwag vandag. Ek wil julle kom uitdaag om in julle binnekamers in te gaan en gaan hoor wat die Here vir jou sê. Moenie vir hom jou shoppinglys gee nie. Iman, los die shoppinglys lysie vir daai 10 minute. En sê, Here, hier's ek. Praat met my. As die Here met die ouens in die Bybel nog gesels het, hoeveel te meer wil hy met jou gesels vandag nie, Arie? En met Lindy, en met Lindrie, en met Andrea, en met Teenis, en met Renet, en almal wat hier sit vandag. Die Here wil 'n gesprek met jou voer. Maar, die probleem is, ons dink is 'n one-way radio. Vergeet, is 'n two-way radio. Teenis, as hulle op die plaas het, dan sal hy nou vir die boere sê, of die werkers sal met hulle sê, hoor jy moet nou dit en dit en dit doen, en dan sit hy die radio af. Want hy gee, dan gee hy nie ou kans om te sê, hoor jy, want dat ek is nog hier of daar nie. Hy het klaar die instruksie gegee, dis klaar, hy klaar gepraat. Dit werk nie so nie. Jy moet die radio aanlos, laat iemand kan terugpraat. Is dit nie so nie, Teenis? Want op baie oomblik kan hy vir hom sê, ons is hier, ons is klaar besig in die lande, ons is klaar besig om hier te stroop, ons is op die regte pad. Dankie vir die boodskap, Here. Maar as ons die radio gaan afsit, hoe gaan ons die Here se stem hoor op baie oomblik? Kom ons gaan sit met die woordigheid van die Here. Vers 15, take off your sandals, for the place where you're standing is holy. In hierdie vers het ek vir die Here gevra, ek deel vir my lewe maak vir die jaar. Dis iets wat ek gaan dra my hart hierdie jaar en sê, Here, daar waar ek loop ek op heilige grond. As ek in die dorp is, as ek op die Shoprite is, as ek by die huis is, as ek alleen is, daar's niemand om my nie, of as ek rugby kyk, maak nie saak wat ek doen nie. Ek wil in die teenwoordigheid van die Here sit. Dit net amazing sal dit wees, soos Moses in die berg ingegaan het, en toe hy afgekom het, toe skyn hy van die glorie van die Here. Dat Israel hom nog gesien het nie, want die Here se teenwoordigheid was so op Moses gewees. Dit amazing sal dit wees as Fiksburg so is. Dit is so awesome sal dit wees as iedereen elkeen van julle vandag met die glorie van die Here rondloop in die dorp. En op ons kinders. En op mekaar sleg sê. En ophou te sê, maar daai net doen dit. Het jy weer gesien, Iman was al weer kalvoet in die kerk. Hoe kan hy so kerk toe kom? In plaas van hom te sê, weet jy wat? Iman was weer in die kerk gewees. Die Here is besig met Iman. Kom ons begin 'n lewe oor mekaar spreek, familie. En dis wat die Here moet, ek sê nou reg vir iemand, onthou net, as jy een vinger na iemand toe wys, is daar altyd 9 vingers wat terugwys. So kom ons haal die balk uit ons eie oë uit hierdie jaar. En ons val voor die Here en sê, Here Jesus, so ek is in die heilige teenwoordigheid. Begin
met my. Begin met my, Here. Before Jericho's walls fall, Joshua's pride was full. Dink my net soos ek gesê het, hier staan hierdie almagtige leier en ek gaan nou weer die swaard sommer vat. Ek is nou Joshua en ek staan hier bo en ek sê vir julle, kom, ons gaan hierdie hele, ek is arrogant en ons gaan dit doen en ons gaan dit doen. En ek is full of pride. Wat is die maklikste met my gaan gebeur? Ek gaan die hartste val van almal. Want die Here sê, voor hy met jou battle plan kan gee, moet jy jou pride los. Want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor Jesus Christus vandag. As Jesus die glorie in jou lewe kan kry, wat meer wil jy hê? Want op die ultimate gaan dit oor hom. En dis wat in Joshua se lewe gedoen het. Hy het gesê, Joshua, dis reg. Ek gaan jou almagtig gebruik. Ek gaan vir instruksies gee. Ons gaan Jericho konker, maar ek moet eers met jou werk. Is dit nie amazing nie? En ek dink as ons gaan kyk na ouens soos Abraham, Moses, Paulus, wat Saulus was, 'n moordenaar, wat die Here gedoen voordat hy vir Paulus almagtig gebruik het om die evangelie te gaan verkondig. Met my sinnetjie stadig gesê. Wat het die Here met Paulus gedoen? Voordat Paulus die evangelie almagtig gaan verkondig, hy het met Paulus gewerk. Wat het Jesus gedoen die aand voor hy gekruisig is? Hy het in die woordigheid van Jesus, van God gaan sit, voor die almagtige sê, Here, hier's hy. Nou as Jesus dit moes gedoen het, hoekom doen ons dit nie? Hoekom gaan sit ons nie in teenwoordigheid van die Here en sê, Here, hier's hy, en gee alles oor vir hom? Voor die marching orders kom, moet God eers jou hart in lyn bring met hom. Shoot, dis amazing, hè? So voordat God vir Trevor kan gebruik by Bosch om sy plan uit te voer, moet hy net Trevor se hart in lyn kry kom. En sê, kom, het jy net bietjie nodig. Hey, Trevor, net so bietjie meer links, okay, sharp. Hy dieselpomp is in orde. Hy's reg. Hy gaan nou weer reg diesel uitgee. En so kom die Here en hy sit almal van ons in plek. Hy werk met ons. Ons is, soos ons altyd geleer het, saam met hom wil ons loop 'n heiligmakingsproses. Dis 'n proses wat die Here met jou werk. Maar jy moet toelaat dat die Here met jou werk. Dit help ek sê vandag, Here, hier is ek môre dan sit terug na my ou maniere toe nie. En dan Dinsdag gaan sê ek, Here, ek gemis gister, ekskuus Here, ekskuus. Hier begin met my werk. En dan vir die volgende 2 maande vergeet jy van dat gebed, want dinge raak net te veel. Of ek raak net te besig. Ek smaak altyd soos as jy by die mense hoor van die stad afkom, en sê hulle nee, yes, die stad is verskriklik besig. Ons bly besig, is uur se ry werk toe, 45 minute terug huis toe, al die goeders. En dan sê jy in Vicksburg, ja, nee, ons is net so besig. Yes, jy het nie gesien hoe besig is ons in Vicksburg. Ons ry 5 minute werk toe. Maar ons daar ook so besig met dinge wat ons doen, dat ons vergeet van die dinge van die Here. Dat ons vergeet om stil te raak voor die Here. Waar as jy skole begin, ons wat nog kinders het, en dit raak moeilik, want jou kinders se huiswerk is baie, en is sport, en is dit, en is dit, en is dit. Teen 7 uur is jy poortyd, en ons bly in Vicksburg. My routine party dan sê vir jouself, sjoe, ek het vandag in die dorp 60 kilos gery. Van skool toe kinders aflaai, dan weer terug sport toe, dan gaan gou hierso, dan gaan gou daarso. En dan sit dit van 2 uur af tot 5 uur toe. En die afsluit word in die dorp. En die kinders, maar dan vanaand as jy poortyd, jy is so moeg dat jy nie by die Here wil gaan sit. Maar dink dan net as jy in die oggend gaan begin, jy staan 'n bietjie vroeër op, en jy bid en jy sê, Here, help my deur die dag. Lei my deur die dag, wys my wat ek in die dag moet doen. Teen die vanaand wat jy by die huis gaan kom, gaan jy nog steeds vol energie wees en jy gaan wil in teenwoordigheid van die Here sit. Is dit nie so nie? Want dit gaan so amazing wees om die dag met die Here te begin en hoe amazing gaan dit wees om die dag met die Here te eindig. Dan gaan ons soos Moses begin word wat die glorie van die Here uit jou sal skyn.
Partykeer deel God eers met jou, voordat hy deel wat jy face. Partykeer voel dit of jy soos voor hierdie mure van Jerigo staan en jy kyk op hierdie mure en jy sê, ons gaan scaffolding nodig hê, ons gaan 'n varkyster nodig hê, hoe gaan ek by hierdie muur kom? Hierdie challenge is te groot, hy kon dan. Kom ek bel vir Lukas, hy kan bou. Hy's 'n goeie bouer, so hy gaan my lekker lang leer bou. Ek oor hierdie muur kan kom. Dan sê die Here, nee, wag jy nie. Ek gaan jou hart gaan uitsorteer, dan gaan ek vir 'n maklike manier gee om hier oor te kom. Jy gaan nie so oor die muur hoef te klim nie. Dis hoe maklik dit gaan wees. Jy gaan dit 7 keer om die stad moet loop met trompette en julle gaan blaas en julle gaan my vertrou. En wat gaan gebeur? You're going to conquer at the end of the day. But God needs to deal with you first as a person. Vriende en familie, as ek een ding met jou kan los vandag is dat God jou hart in lyn wil kry vir 2026 wat hy met jou wil doen. Hy wil jou hart in lyn kry terug waar hy jou voor geroep het. In my hart voel ek vandag die Here sê ek soek Joshua's wat gaan opstaan. I need a Joshua to stand up and to say, Lord, here I am, face down before you, deal with me so that we can fight your battle. God is not after obedience, but He's after obedience, not confidence. Ek is baie keer oor confidence en dink ek gaan dit reg kry. Nothing is going to stop. Partykeer is dit arrogant, partykeer is dit regtig in geloof, maar ek dink partykeer dan sou jy self vir my sê, hoor jy's nou 'n bietjie arrogant, raak net so 'n bietjie rustig. En partykeer dan weet ek is iets wat die Here in my hart gelê het, dan sou ek soveel voel of confidence, ek weet ek gaan dit kan bereik. Maar die Here soek nie my confidence nie, hy soek my gehoorsaamheid. Hy sal byvoorbeeld vir Marius sê, Marius, jy nou terug skool toe gaan, in plaas van om te praat, wil ek hê jy moet Jesus leef. Maar as ek nou sommer bemoedig is, jy's 'n ligtoring in daai skool. Jy's nogals langer as meeste van die onderwysers ook daar, so baie van die ouens kyk op na jou toe en toe jy by skool kom, toe bring jy 'n nuwe energie skool toe. 'n Nuwe obedience skool toe van jy het gesê I need to accomplish this in my life. Jy wil jou masters klaarmaak en jy het net vasgestaan daar. En so kan ek jou lewe sien staan vastig in Jesus. And you do not compromise on the word of the Lord. En die Here wil jou regtig 'n magtige gebruik vir die hoërskool in die jaar. Ek sien 'n ligtoring wat daar gaan skyn en jy gaan vir mense begin bid. Jy gaan vir die onderwysers een na een na die Here toe lei. Because of your obedience in the Lord. Amen. Ek wil sommer net bemoedig maar dit is be obedient to what the Lord says to you this year. En dis wat die Here met elkeen van ons wil doen. Van my ou Lies, ek dink Caleb is die jongste hier vandag. Van Caleb by die laerskool tot die jongste ou persoon hier vandag. Ons mag nie se ou mense nie, né? Asseblief. Jongste ou mense hier so. En as ek omteens se kan altyd sien, hy's baie mense van die tyd is hy in die dorp, hy loop of hy's by die ouer huis en hy gaan bedien die mense daar, hy gaan bid vir mense. So maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, of jy by die universiteit is, die laerskool is, be obedient to what the Lord says. Of al is dit net om vir iemand eendag in 'n week te sê, hoor jy, weet jy wat, Here het jou lief. Ons het al getuienis gehoor wat ouens wat kerk toe gaan, wat wil selfmoord pleeg, en hy sê, Here, as ek in die kerk kom vandag en Ivan doen nie 'n wawiel nie, dan weet ek nie bestaan nie. Dan sal Ivan nog lekker dromme speel en iewers skielik dan spring hy op die drom af en maak hy 'n wawiel, dan surrender daai ou se lewe. Want hy weet dat God het sy hart gehoor. Ivan weet nie hoekom het hy 'n wawiel gedoen nie. Al wat hy geweet het, sy bout het gebrand en het opgevlieg en hy daai wawiel gedoen. En na die tyd dink hy is so simpel geweest om daai wawiel te doen. En hy kan nie verstaan hoekom het hy die wawiel gedoen nie. Maar daar was iemand gesit agter in die gehoor en gesê, ek wil weet dat God lewe. Nou dink as Ivan op baie omdat nie gehoorsaam was en hy het nie daai wawiel gedoen nie. Wat het met daai persoon gebeur? Hy het huis toe gaan en sê, Here beleef, hy leef nie. Die Here bestaan nie, hy hoor nie my gebede nie. Hoe sê ons altyd, ons bid teen die skieling vas. Bid teen die skieling vas. So ek wil ook bemoedig, kom ons wees obedient.
God didn't give Joshua a battle plan yet. He first asked him for obedience. Die grootste victories kom wanneer jy obey without knowing the details. So die Here was besig om met Joshua te werk en sê, ek gaan vir die battle plan gee, ek gaan vir jou wys wat om te doen. Maar gaan nie die volle plan gee, ek gaan vir jou, hoe sê hulle snippets gee, van wat jy moet doen. En elke stap wat Joshua gevat het in 'n gehoorsaamheid, het hy besef dat die Here in beheer is van elke stapie van sy lewe. En hoe amazing was dit nie, dat hy opgestaan en geweet het, hy hoef nie te bang te wees nie, just be strong and courageous, and be obedient. Holy ground produces holy victory. So heilige grond gee vir jou oorwinning. As die boere nie gaan en mielies plant nie, hulle sit die saad in die grond, kan hulle nie oes verwag nie. Dan kan hulle maar daar gaan staan in die lande en bid, dat hulle pimpel en pers in hulle gesigte is, want daar's geen saad in die grond nie, dan gaan nie mielies uitkom nie. Wat gaan uitkom? Onkruid. Bossies en goedes wat daar groei. Maar as hulle die lande gaan voorberei, soos hulle moet gaan opset en die lande werk en hulle gaan sit mielies in die grond en hulle begin bid en sê Here, dankie vir die oes wat gaan opkom. Dankie vir die reën op die regte tyd. En hulle stap in die heilige grond en hulle vertrou die Here met alles wat in hulle het. Wat gebeur? Kom 'n amazing oes uit partykeer. Ja, partykeer dan is daar misoes, maar wat in die boer dan na die volgende jaar? Dis eintlik amazing, hè? En van die sal ook weet, as hulle misoes het, dan volgende jaar dan probeer hulle maar weer. En die jare gaan hulle maar weer aan. Maar hulle vertrou die Here vir 'n oes. Sonder ons boere kan ons nie leef nie. Weet julle genoeg van ons boere? Hulle sit vir ons voedsel op ons tafels. Maar, soos ek gesê het, is, as hulle weet wat die prosedure is om mielies uit te kry, so is dit in jou persoonlike lewe, in jou geestelike groei, met die Here ook. If you don't walk into His presence, you can't produce fruit. So ons moet by die Here gaan sit, gaan raak rustig voor hom, want hy wil vir jou uit hierdie omstandighede vat wat jy in is. Hy wil die battle plan vir jou gee, maar hy gaan nie net vir jou gee nie. Want uit daai stilte tyd wat jy in jou binnekamer gaan hê, gaan jy weet dat jy weet wat om te doen. Jy gaan weet hoe om daai ou te hanteer wat as jy hom sien gruwelik, daar reis hom as jy die ou sien. Jy wil hom Handelinge vers 5:5 leer. Dan kan jy na daai persoon toe gaan uit daai victory wat jy gaan kry en sê van weet jy wat Boeta, ek het jou waarlik lief. Want dan gaan jy nie uit jou eie kom nie, maar gaan die Here gaan begin uit jou uitborrel. Want hy wil hê jy moet oorwinning hê in elke aspek van jou lewe. Ek kan, as hulle huis verkoop of Susan huis verkoop, help dit nie net hulle gee die voordeur se sleutel vir daai persoon nie. Want wat van die res van die huis? Hoe gaan hulle die res van die deure oopsluit? Dit help ons nie. Dan gaan hy die deure moet afbreek en al daai tipe klas van goed. Al die kamers is gesluit. Imagine net om Martin kom terug by huis en al sy huise deure is gesluit en hy weet nie waar die sleutels is nie. Hoe gaan hy hulle kry sonder 'n sleutel? En dis dieselfde in ons geestelike lewens. Het jy ieder elke kamer in jou hart vir die Here gegee? Is daar iets wat jy vir die Here moet gaan neerlê vandag en sê Here, hier is hy. Jesus wil met jou connect. He wants to connect. Jesus sê vanoggend, Jesus asked the people to surrender before His miracles. Ja, hy volgende ene kan ook sit brief Stefan so. Hier staan ons voor ons Here, ons aangesig voor hom en hy sê, follow me, take up your cross, not my will, but your will, yours. Imagine 'n visserman. Baie van ons het al see toe gegaan, jy by die see kom, daai visse stink verskriklik. Nie die persoon self nie, maar daai omgewing wat jy is, dit ruik net nie lekker nie. Maar party ouens hou van daai reuk, ek weet nie hoekom nie. Maar hy kom hier en hy sê vir die visserman, kom, waar is die visse? Ek het vir iets beters instoor.
Just follow me. Dis baie wat jy sit vandag van die Here net op jou hart gelet is, van die Here vir jou vra vandag is, los alles en volg my. Moet jy nie los jou werk vandag en sê, ek nou die dorp omkeer nie. Dis nie my boodskap vanoggend nie, dis van, gee jou huis oor vir die Here vandag. Gee my jou hart, dat ek jou in jou werksplek, of waar ook al jy is, kan gebruik. Vat elke dag jou kruis, stel elke dag jou kruis op. Tyk jou kruis. En dis die moeilikste gebed, ek dink vir baie van ons om te bid, en sê, Here, maar nie my wil nie, maar U se wil. Ons het nou die dag met 'n jong man my gebel en gesê, hoor, ek kan asseblief vir sy tannie kom bid, sy is in die hospitaal, dit gaan nie goed met haar nie. En ons bid en ons vra die Here vir genesing, en soos ons bid en die Here vra my, die vraag in my hart is, wat is my wil? En ek sê, Here, ons gaan nou bid en sê, Here, nie ons wil nie, maar U se wil. Ongelukkig het tannie volgende dag gesterf, maar ek besef net, ons het gebid vir genesing en sy genesing het gekry, net nie op aarde, maar in die hemel. Want sy het die Here gedien. So partykeer dan bid ons en sê, Here, maar my wil moet geskied. Dan sê die Here, nee, ek wil nie, my wil moet skied. Jesus het tot homself gebid en gesê, Here, maar Lord, if this cup is not for me, let it pass. But let your will be done. En Jesus het die kruis opgetel vir ons. Iedereen elkeen die sit vandag. En dis wat die Here vandag vir jou vra, stel dit op die kruis, volg my. Kan dit maklik wees? Nee, dit gaan nie. Ek dink Joshua moes dit sy hartseker maar bang gewees, want dan sou Joshua 1:9 nie daar gewees het. Hy moes op 'n manier seker bang gewees het. Ek het nou die eerste keer toe Willie my gevra het om te preek, my bene het so gebewe dat my broek eintlik gelyk het op 'n bewe. Want ek was bang gewees. Ek het nie geweet of dit my roeping is nie. Ek het nie geweet of dit wat die Here in my lewe wil hê nie. Maar die Here het dit voorberei en gesê ek wil my wil moet geskied. Every day in Christ starts at the place of surrender. Staan jy op in die oggende en sê Here, dankie vir nog 'n dag. Dankie dat ek leef. Dankie dat ek nog 'n geleentheid het om die dag te geniet wat U geskaap het. Of staan jy soos 'n brombeer uit die bed uit en slaan die deure toe en sê, "Waar's my koffie? Hoekom het ek nog nie koffie gekry nie? Hoekom is daar nog nie breakfast gemaak nie?" As jy so ou sê knor, ek hoop nie so nie. Ek is Luzelle is nie oggendmens nie, sy vat 'n bietjie langer om wakker te word. Ek is oggendmens, ek kan opstaan dadelik babbel. Want sy sê partykeer vir my nie, "Raak net rustig, ek word nog wakker." Maar gelukkig word sy nie kwaai wakker nie. Sy vat net bietjie langer, sy soos 'n aeroplane wat opstyg. Ek is daar sommer in die lug. Maar die feit is, staan jy op en sê, Here, dankie vir my dag, vir die dag wat U vir my geskaap het. Hier is ek, Here, I surrender the day to U. Ek het myself begin uitdaag in die nuwe jaar. Ek daag myself uit om 'n bietjie vroeg op te staan in die oggende om stilte tyd te gaan neem. Ek sukkel om op te staan. Ja, as my vrou beteken as soos jy die alarm vir 5-10 keer voor ek opstaan. Veral as dit skoolvakansie en dan is dit lekker. Dan hoef jy nie vroeg op te staan om kinders wakker te maak en kinders aan te kry vir skool en al daai klas van goed. En dan slaap ek lekker, dan wil ek laat slaap. Maar ek besef net die Here is nie op vakansie. Hy gaan nie skoolvakansie nie. He's there 24 hours a day. En so ek daag myself uit op 'n nuwe seisoen hierdie jaar. Ek het gesê, Here, something new. Something new. Die woord nie bly my hart so erg dat as ek my oggend en my oë oopmaak en lyk soos 'n ballon wat iewes skielik hier flatter voor my. Something new. En toe stuur iemand nog ons my skrif die week ook nogals. Behold, I'm doing something new. Ja. So ek wil jou vandag uitdaag om jou te vra, as jy bereid om jou skoene uit te trek voor die Here. En sê, Lord, I'm ready to surrender it all. Baie van ons het uitdagings wat ons face op die oomblik.
emosioneel, fisies, finansieel, jou werk dalk, daar's baie battles wat jy face in jou lewe op die oomblik. Maar het jy die battles oor, het jy gaan surrender voordat jy die battle gefight het? Het jy al regtig voor die Here gaan sê, Here, hier's ek. Miskien is die oorlog nie so groot, miskien is die battle nie so groot as jy dink hy is nie. Maar vir die Here is niks onmoontlik nie. Die woord sê dit. En waar vra die Here jou om te surrender in aksie? Engels sê dit so mooi, where is God asking for surrender before action? So wat se kamertjie in jou hart moet jy nog oorgee vir die Here? Waar moet jy nog surrender in jou lewe vandag? Sê Here, hier is ek. Want die Here wil alles van jou hê. Hy kan nie net 'n halfte van Eugene vat nie. Hy soek alles van Eugene. Hy soek net 'n bietjie van Marie, hy soek alles van Marie. En so elkeen van ons wat hier sit vandag. Oud, jong, mooi, groot soos ek, kleiner as ek. Maar ek wil vandag vir kom sê, die Here wil jou gebruik. Hy vra jou vandag vir total surrender. Hy wil hê ons moet 'n oorgawe lewe. En dan kan jy, en ek wil julle bemoedig is om te gaan van die boek van Joshua en gaan werk om deur. Ek werk om baie stadig deur en ek het al my notas gemaak by highlighters wat al deur my Bybel. Want die Here is besig met iets. En nie vir elke van ons lewens. En ek weet ek herhaal myself baie op daai punt, maar ek ervaar net die Here wil vir jou sê vandag, ek wil iets nuuts doen, is jy reg daarvoor? Teenoor die Here wil iets nuuts in jou lewe ook doen vandag. En ek sien 'n man gaan opstaan soos Dawid. Die Here is lief vir jou, Tennis. En uit hierdie omstandighede wat jy baie jouself bevind en gevoel jy is jou worst enemy, sê die Here, maar Tennis is dis tyd dat jy opstaan vir die man wat die Here jou geroep het vir. Stay tand to take up your cross and follow me. Die Here het jou ongelooflik lief gehad. Ek val in vir rasie. Ek sien in my gees is oor die Here jou vat vandag in jou meld soos in 'n gees so styf wat ek het sê. Dis 'n kies of God. En so nie so op die voorkop en sê Potak is lief vir jou. Kind is lief vir jou. Die Here wil met iets niets in ieder elkeen van jou doen vandag. Is jy reg daarvoor? Is jy reg? Carla, is jy reg om die Here in jou wil doen? Daar by die universiteit, is jy reg? Kom ons raak net so rustig. Kom ons raak net stil voor die Here en sê, Lord, Here, laat die Here in jou gees is oog vir jou vandag wys wat jy moet surrender vandag. Vra vir hom. Sê, Here, hier is ek voor u vandag. Vra vir Here, wat se battle fight jy voordat jy vir hom gegee het, waar jy moet surrender. Joshua 1:17 lees ons, we will obey you just as we obeyed Moses. And may the Lord your God be with you as he was with Moses.
May the Lord your God be with you, as he was with Moses. Mag die Here met jou wees vandag, soos hy met Moses was, met Abraham was, met Paulus was, saam met Jesus was. Dankie Jesus. Dan sê ek vir julle, Here, soos ek hier voor U staan, voor U ons beklei, besluit ons vandag, voor U te kom buig, ons Here Jesus. Dankie Jesus. Thank you, Lord, for healing broken hearts today. Here wil harte herstel vandag. Hy wil regtig harte herstel. Gebroke harte, mense wat gevoel het soos ek gebid het voor die tyd, wat lewe net op wil gee vir die lewe vandag. Die Here wil jou restore vandag. Die Here wil jou genees vandag. Dennis, ek wil gehoorsaam wees vanoggend. Ek wil vir my kom staan. Ek wil self volg. As dit reg is, ek lees op vir ons kom my. Want ek ervaar regtig die Heilige Gees sê ons ene sal vandag. En ek wil sommer as gemeente, as familie moet hulle hande uitstrek na Dennis vandag en Vader, ons kom met gehoorsaamheid vandag, Vader, en ons bring ons met al voor U vandag, Vader. U weet hoekom U vir Dennis wil salf vandag, Here. Vader, dankie dat hy sal opstaan vandag vir die man wat U hom geroep het voor, Vader. Vader, dankie vir nuwe boldness, nuwe courage, Here. Vader, ek wil vandag kom die gees van vrees wat Dennis lewe spreek, Vader. Ons bid in die naam van Jesus vandag, vrees gaan nou in die naam van Jesus. Maar Vader, soos U vir Dennis oor al die challenges van hom beskerm het, Here, waar mense hom geroof het, Vader, waar U hom beskerm het in daai oomblik, Here. Vader, dankie dat hy van vandag af sy getuienis met mense sal deel, Here, en uit dat mense tot bekering sal kom en genesing sal ervaar, Vader, in die naam van Jesus Christus. Dennis, ons salf U vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons salf U die hande, hy sal, Vader, ek wil vandag kom lewe spreek oor hierdie hande, Vader. Hy sal vir sy oeste bid, Vader, en dit sal goeie oeste wees, Here. Hy sal vir mense bid vir genesing, Here, en hulle sal genesing ervaar, Vader. Fisies, emosioneel en geestelik, Here, sal hulle healing ervaar, Vader. Dankie, Vader, vir Dennis vandag, Here. Lord, we send your Son to go and preach the gospel in the name of Jesus. Amen and amen. 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 Dennis. Ek moet maar aandoen. Dis baie lief. Ek bid dat almal saam sal gehoorsaam wees. Jesus sal gehoorsaam wees en hy wil dit deel. En nooit dit. Kom ons by die oorag, as ek hier sommer afsluit het. Ek wil julle vra, as ek nou met iets wat gebed nog nodig het, asseblief wat met my stuur. Partykeer is iets wat jy op jou hart wil deel, wat jy nie vir almal wil deel, of wat jy net wil handtoon, dames, Lizelle is hier, Ilse is hier, so gesels met hulle. Asseblief, kom ons is 'n familie van vandag af. Ons wil einde van 2026 het en sê, ons familie het gegroei as gevolg van liefde,
vir mekaar. Omgee vir mekaar. En daar te wees mekaar, soos Jan getuig het vir die tyd, deur dik en dun. In goeie tye en in slegte tye, ons daar vir mekaar kan wees. Kom ons gaan keer Fiksburg om soos Joshua gedoen het. Ons gaan sit voor die Here en sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Ja, dankie Here. Ek vra sommer vanoggend, as jy voel jy wil 'n Joshua wees, kom staan nie voor, ek wil vir jou bid vir. Voel net maar die Here sê ek moet dit nie vir ons afsê. As jy 'n Joshua wil wees, kom staan nie voor. Ons gaan jou bid dat Here aan jou brand steek, dat jy vir sy, dat jy kan help om voor hom nederig te raak en sê Here, wys my die buitelplein wat U my lief het. Dat enigiemand is. Ek daag julle uit voor.